Dit is 16 Augustus 2020 en jy is baie welkom by ons erediens. Kom ons raak nou stil en dan bely ons die woorde van Psalm 16 vers 5. Here, U is ons lewe. U sorg vir ons. Wat ons ontvang kom, alles van U af. Amen. Die Here groet jou nou met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons prys nou die Here met die woorde van skrifberuiming 1-2, verse 1 tot 3. Dis 'n beruiming van daardie pragtige liedere wat ons kry in Openbaring 4 en 5. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou ons lewe toets aan die wet en in die besonder aan hoe Jesus vir ons die wet opgesom het in Matteus 22. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.
So nou is die vraag, as dit is wat God van ons vra in sy wet, liefde, hoe lyk my en jou liefde vir God en ook vir ons naaste? Kom ons vra nou die Heilige Gees wat in ons woon, om ons te heilig en te leer en te lei en te vorm ook wat ons liefde aanbetref. Ons gaan nou praat met ons Vader in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voor ons saam gaan luister na die woord van die Here, kom ons sing van die wonderlike woord van die Here in Psalm 119, verse 4, 7 en 22.
God praat nou met ons uit Jakobus 3, verse 1 tot 12. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot, en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en braakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Braakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons fokus op hierdie hele gedeelte en dan veral ook op die woorde in vers 5. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Ons tema vanoggend, ons woorde het groot mag en moet daarom beheer word. Vandag praat God met ons oor die mag van woorde. En met woorde bedoel ons alle vorme van woorde. Het sy of jy dit fisies met die tong oordra, of dit op skrif plaas, of deur enige ander media versprei. Dis ook daardie woorde wat ons woordloos kommunikeer deur ons liggaamshouding of deur te swyg. En ook daardie woorde in ons kop waarmee ons dikwels onsself oortuig. En ons sal sien woorde het groot mag, want dit kan mense maak of breek. Mense mag dalk vir jou sê, woorde maak my niks nie, maar die teendeel is eintlik waar, want woorde sny dikwels baie diep en baie seer. Dis oor hierdie mag van woorde waaroor God vanoggend met ons praat. En die eerste waarby ons stil staan is die mag van leermeesters se woorde. Jakobus begin ons teksgedeelte deur te sê: My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. En natuurlik geld hierdie woorde vir leermeesters in die algemeen, of dit nou predikante of ouderlinge of kategete of onderwysers of dosente of watter tipe leermeester ook al is. Ons sal inderdaad strenger beoordeel word, maar dit geld veral ook vir die woorde wat ons as leermeesters gebruik. Want daarmee kan ons mense se lewens stuur, positief
of negatief? Predikante, ouderlinge, kategete en ander leiers in die kerk stuur dikwels mense se geestelike lewens met hulle woorde, positief of negatief. Onderwysers, dosente en afrigters stuur weer diegene wat hulle leer of afrig met hulle woorde, positief of negatief. Ook ouers en grootouers stuur kinders en kleinkinders se lewens met hulle woorde, positief of negatief. En nou moet ons besef, daar is 'n probleem as jy ander mense se lewens wil stuur met jou woorde, maar jy het nog nie jou eie tong onder beheer nie. En juist daarom het elke leermeester so 'n groot verantwoordelikheid ten opsigte van hoe ons woorde gebruik. En dis juist oor hierdie stuurkrag of beheerkrag van ons woorde waaroor God volgende met ons gaan praat. Naamlik die positiewe mag van woorde. Die eerste wat ons moet sien is dat iemand wat dit kan regkry om sy of haar woorde te beheer, kan ook die res van hulle liggaam beheer. Ons lees dit in vers 2, daar staan, as iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. So, hoekom is dit so, dat iemand wat sy of haar woorde in toom kan hou, ook hulle hele liggaam in toom kan hou? Ons sal later in hierdie boodskap sien jou tong of jou woorde is die heel moeilikste om in toom te hou. As jy dus dit kan regkry om jou woorde in toom te hou, dan kan jy inderdaad ook jou liggaam in toom hou en dit beheer en dit stuur. En nou gebruik Jakobus 2 beelde om hierdie beheerkrag of stuurkrag van ons woorde te illustreer. Hy sê in vers 3, vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en ons het hulle hele liggaam onder beheer. En in vers 4, dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot, en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. En nou lees ons in vers 5, ons fokusvers, so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. Met ander woorde, net soos wat 'n klein stang 'n groot perd kan stuur en beheer, of 'n klein roertjie 'n groot skip kan stuur en beheer, so kan ons woorde ook ons eie lewe stuur en beheer en ook ander mense se lewens stuur en beheer. En dis presies wat ons in die praktyk van die lewe sien as ons woorde positief inspann. Dink maar net hoe jy jouself kan motiveer en moed inpraat. Jou woorde en hierdie positive self-talk in jou kop kan jou hele liggaam in beweging bring om byvoorbeeld te begin oefen en 'n uitsonderlike atleet te word, of om 'n moeilike graad klaar te maak, of 'n besigheid te begin, of vir 'n onderhoud te gaan, of wat ook al. Jou woorde kan ook positief ingespan word om ander mense te motiveer en hulle tot aksie te bring. Dink maar aan 'n inspirerende leier met 'n duidelike visie en wat dit duidelik kommunikeer. Hy of sy kan 'n hele span of
selfs 'n hele organisasie in beweging bring, of 'n afrigter wat 'n atleet of 'n span tot aksie oorhaal en hulle bo vermoë laat presteer. Dink ook aan 'n ouer of 'n grootouer wat 'n kind se selfbeeld bou en daardie kind motiveer en inspireer om groot hoogtes te bereik. Mense se woorde kan ook in verhoudings vrede bring. En met jou woorde kan jy 'n hele geselskap positief beïnvloed deur 'n optimistiese atmosfeer te skep en te fokus op die mooi en die positiewe dinge in die lewe. Ook die mooi dinge in ons eie land. En so kan jy mense wat dalk moedeloos is en negatief voel oor die toekoms, nuwe hoop gee met jou woorde. Dis wat die Here vir ons hier sê. Jy kan met jou klein tongetjie 'n hele gesprek stuur, 'n loopbaan stuur, 'n verhouding stuur, 'n lewe stuur, soos 'n klein stang 'n groot perd stuur, of 'n klein roertjie 'n groot skip stuur. Dis die positiewe mag van woorde in jou eie en in ander mense se lewens. Maar net soos woorde wonderlik positief kan wees en kan opbou en kan heel maak en kan stuur, so kan woorde ook negatief wees en seermaak en vernietig. God praat volgende met ons daaroor, naamlik die negatiewe mag van woorde. En ook hier gebruik Jakobus 2 beelde. Die eerste is die beeld van vuur, waarvan ons lees in vers 5 en 6. In vers 5 lees ons: 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Ons almal onthou die verskriklike bosbrande vroeër vanjaar in Australië. Daardie bosbrande wat groot gedeeltes van hele state verwoes het. Daardie brande het almal iewerste by 'n klein vuurtjie begin. En net so kan 'n paar woorde van 'n mens ook baie vinnig versprei en groot verwoesting en vernietiging saai. God het verlede week met ons gepraat oor kwaadpraat en laster en skinder. Jy dink dalk jy vertel iets in die geheim vir 'n persoon, want daardie persoon vertel dit weer vir 2 of 3 ander mense. En voor jy sien, dan lê daardie storie die hele skool vol of die hele dorp vol. Natuurlik met 'n klomp stertjies by. Deesdae kan veral dit wat jy op sosiale media sê binne ure die hele wêreld vol wees. Daarom waarsku die Here ons hier. Ons moet baie versigtig wees met ons woorde. Want dit versprei so vinnig soos 'n bosbrand wat deur 'n sterk wind aangejaag word. En dit kan, as dit verkeerde woorde is, groot verwoesting saai. Maar is nie net in die wêreld wat ons woorde vinnig kan versprei nie. Woorde kan ook in ons eie lewe en in ander mense se lewens uitkring en versprei en verwoesting saai. Die Here sê dit in vers 6 as hierdie beeld van vuur verder uitgebrei word. Daar staan: die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek.
En daarmee sê die Here afbreekende woorde en sondige woorde. Het sy, of dit nou vir jouself is, hier in jou kop, en of dit vir ander mense is, kan mense sy hele menswees affekteer. Kan jou liggaam affekteer, jou psigiese gesondheid, en ook jou geestelike gesondheid. En verder sien ons hier dat woorde, het sy of dit vir jouself is hier in jou kop, of vir ander, ook 'n mens se hele lewe vorentoe kan affekteer. Woorde wat byvoorbeeld vir 'n kind gesê is en oortuigings by daardie kind gevorm het, kan daardie kind nie net buig nie, maar uiteindelik ook breek. Want 'n kind glo wat jy vir hulle sê. En wanneer dit wat jy sê 'n groot impak maak op hulle of oor en oor vir hulle gesê word, vorm dit oortuigings by hulle. En wanneer jy met afbreekende woorde negatiewe oortuigings gevorm het, kan dit vir die res van daardie kind se lewe probleme veroorsaak. En dis hoekom die Here ook hier in die begin spesifiek met leermeesters gepraat het. Want dit wat 'n ouer of 'n onderwyser of 'n afrigter vir 'n kind sê, kan 'n kind uiteindelik maak of breek. Maar oortuigings word nie net in ons kinderdae gevorm nie. Dit word vir die res van ons lewe gevorm. En daarom moet ons altyd versigtig wees wat ons vir mense sê. En ons moet veral ook versigtig wees wat ons vir onsself sê in ons kop. En dit wat ons uiteindelik begin glo. Ook dit kan 'n bose kringloop wees. 'n Spiraal waar jy jouself al hoe dieper en dieper in 'n depressie of in 'n swak selfbeeld indink. Jy skep vir jouself met woorde 'n hele wêreld. En ook dit het weer 'n effek op jou liggaam en jou psigiese gesondheid en jou geestelike gesondheid, want hierdie dinge staan nie los van mekaar nie. Met woorde kan ons ook in plaas van versoening en vrede, konflik en verdeeldheid en skeuring veroorsaak. En met jou woorde kan jy 'n hele geselskap of 'n WhatsApp groep ensovoorts aftrek. Indien jy almekaar negatiewe dinge in die kollig plaas en dit so beklemtoon dat almal later swartgallig is. Ook so skep jy 'n hele wêreld met jou woorde. Dis hoe jou woorde of jou kommunikasie soos 'n vuur kan loop en verwoesting kan saai in die wêreld in 'n mense se lewens. Maar Jakobus gebruik ook nog 'n tweede beeld in vers 8. Hy sê die tong is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Paulus praat ook daarvan in Romeine 3 vers 13 as hy sê hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde so giftig soos slange. En in Psalm 140 vers 4 lees ons hulle tonge is so giftig soos slange. Hulle woorde so vernietig soos adders. En dit sê vir ons hoe dodelik giftig woorde kan wees. Jy kan jouself en ander mense met jou woorde emosioneel en geestelik dodelik siek maak. Veral as daardie woorde voortdurend oor en oor in jou kop maal en dit begin inwerk soos gif. Woorde kan uiteindelik ook soos dodelike gif
selfs iemand se karakter doodmaak. Ons noem dit karaktermoord. En daarom verbied Jesus dinge soos afbrekende woorde en beledigings en skeldname in Matteus 5 vers 22 baie streng as hy sê, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Juist daarom moet ons so versigtig wees met dit wat ons sê. Ons moet 'n wag voor ons mond plaas en dink voor ons praat. Want woorde is so stadde pasta. As dit eers uit is dit uit. Jy kan dalk jou woorde terugtrek of dit ongedaan probeer maak, maar die effek van jou woorde bly dikwels daar. En nou is die tragiese, dat geen mens self sy of haar woorde kan beheer nie. Ons het al reeds in vers 2 gehoor, ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. En nie een van ons is volmaak nie. Ons struikel almal, ook in dit wat ons sê. Jakobus beskryf hierdie tragiese feit, dat ons nie ons tonge of ons woorde kan beheer nie in vers 7 en 8, as hy sê, alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Jy probeer dus dalk hard om 'n wag voor jou mond te plaas en eers jou woorde deeglik te oorweeg en te dink voor jy praat, maar as jy weer sien, dan het die woordeboek geweer klaar afgegaan. En dit bring ons by die laaste saak waaroor God vanoggend met ons praat. Naamlik, hoe kan my woorde onder beheer kom? Weet jy, Jesus kan ons woorde onder beheer bring. Hy doen dit deur sy Gees, die Heilige Gees, in ons te laat woon, wat beheer oor ons oorneem. En wanneer die Gees ons begin beheer, dan word die vrug van die Gees al hoe meer in ons lewe sigbaar. Onder andere die vrug van selfbeheersing. En dan kan jy steeds meer die woede en die vuur van jou tong blus, voor die woorde uitglip. Die Heilige Gees is basies soos 'n toom, wat Jesus vir die stang van jou tong gee, om beheer van ons woorde oor te neem, en ons ook terug te hou as dit nodig is. En so kan wedergebore kinders van die Here, in wie die Gees woon en werk, sy woorde steeds meer onder beheer kom. Ja, ons is nog nie volmaak nie. En ons struikel inderdaad baie kere. Maar daar is tog vordering en groei in die beheersing van ons tong. En dan moet ons onthou, as jy jou tong steeds beter kan beheer, dan kan jy ook die res van jou liggaam steeds beter beheer. Want jou tong is die moeilikste. So leer ons in vers 2. So wat as iemand vir jou sê, hy of sy is 'n Christen, maar hulle kan nog glad nie hulle woorde beheer nie. Elke nou en dan vlieg daar nog vloekwoorde, of daar word geskinder, of beledigings en skeldname word toegesnou, of wat ook al. En daar is ook nie regtig berou daaroor nie, en nie bekering nie.
Jakobus praat van sulke dubbelslagtige Christene in vers 9 en 10 as hy sê, met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. En dan sê hy in vers 10, my broers, so moet dit nie wees nie. Die woorde wat hier in die oorspronklike taal gebruik word, sê eintlik, dit moet glad nie so wees nie. Want net so min, soos wat 'n vyeboom olywe kan gee, of 'n druiwestok vye, of 'n varsfontein brakwater, net so min kan 'n wedergebore kind van God glad nie sy of haar tong beheer nie. Die vrug van die Gees in ons is mos selfbeheersing. Kom ons sluit af. Vandag het God met ons gepraat oor die mag van woorde. Woorde wat mense se lewens positief kan stuur en kan vorm, maar wat ook verhoudings en mense en selfbeelde kan vernietig. Mag die Gees daarom beheer van ons woorde oorneem. En mag ons deur die Gees se krag 'n wag voor ons mond plaas en dink voor ons praat of iets op skrif stel en dit versprei. Amen. Kom ons reageer nou op dit wat die Here gesê het in gebed. Vader, dankie dat U vandag met ons gepraat het oor die mag van ons woorde. Dankie dat ons woorde soveel positiewe mag het en dat ons daarmee hele gesprekke en loopbane en verhoudings en selfs iemand se hele lewe kan stuur. Help ons om ons woorde so positief in te span, veral die van ons wat leermeesters is. Vader, maar ons het ook besef dat ons woorde net soveel negatiewe mag het en dat dit nie net vinnig in die wêreld kan versprei nie, maar dat dit ook in mense se lewens kan versprei en kan uitkring. Vergewe ons vir al die kere wat ons nie 'n wag voor ons mond geplaas het nie en nie gedink het voor ons gepraat het nie. Vergewe ons vir elke afbreekende woord, elke skeldnaam, elke belediging, elke vloekwoord en elke woord wat seer gemaak het. Vergewe ons ook vir die verhoudings wat ons beskadig het en mense se selfbeelde wat ons afgebreek het en ook vir die woorde in ons eie kop waarmee ons onsself afgetrek het. Jesus, dankie dat U Gees vir ons gegee het wat by ons selfbeheersing kweek. Heilige Gees, ons smeek U dat U steeds meer ons woorde sal beheer, want ons self struikel maar al te vinnig. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons vra nou die Here met die volgende lied, dat hy ons hele lewe sal neem, ook ons hande en ook ons woorde, ook ons geld, alles van ons, en dat hy dit sal rig, en dat hy dit sal beheer en sal stuur tot sy eer. Gedurig juig en van
Die Here stuur jou nou die lewe in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Die Here werk kragtig in ons lewens elke dag. Ons het ook nou hier 'n wonderlike voorbeeld van hoe die Here in 'n gesin se lewe gewerk het. En daarom luister ons graag na 'n getuienis van Colleen. En my gebed is dat die Here ook hierdie woorde sal gebruik om jou geloof vandag te versterk. Dag sê almal, ek is gevra om en ek deel graag my getuienis vandag, maar dit is so belangrik om te onthou dat dit nie saak maak wat met ons gebeur nie, goed of sleg, maar dat God teenwoordig is in alles. Dis 'n belofte van God. Dis 'n cliché, ek weet, ons hoor dit baie, so as troostwoorde of sommer net wat ons vir mense sê as ons weet hulle word beproef, maar ek het dit so intens ervaar. Dan kom die vraag nogal, glo ons hierdie beloftes van God nog werklik in tye wat absolute vrees ons oorweldig. En as ons mooi uitgewerkte lewens skielik onvoorspelbaar word. En dis waarop ek ook my getuienis grond. God het genade betoon aan ons gesin. Hy het dit so beskik en ek voel so ongelooflik nederig hieroor, want ons as mense verdien dit nie. Maar ondanks dit is God getrou. Om my reis in perspektief te plaas, moet ek seker begin waar ek so bietjie erg begin worstel het. Hier in die winter van 2017 het my broer in Potch my een vroeg aand gebel en gesê my pa is weg. So nou my pa was al 'n tydjie nie lekker nie en ons kan sien hy gaan agteruit, maar hy was 'n harde kwasman wat nie altyd wou luister nie. Ek sit die foon neer en ek wil bid en net skielik sak 'n gordyn en ek sit al woordeloos en weet nie wat om te bid nie. Van daardie dag af was gebed vir my nogal moeilik, nie dat ek nie meer met die Here gepraat het nie, maar dit was net kort en deur die loop van die dag gebede om dankie te sê vir dit of dat. Ek het nie na die Here toe gegaan met dinge in my lewe nie. Ek het gevoel dat die Here se wil sal geskied, maak nie saak wat ek bid nie, so hoekom moet ek bid? Aan die ander kant weer het ek nog nooit nodig gehad om so intens vir iets te bid nie. Die Here het my die laaste paar maande 'n ander pad kom wys. Vir die eerste keer ooit het ek so verlate gevoel, erge angs beleef en vir die eerste keer het ek gevoel hoe dit voel om nie in beheer te wees nie. Wel, die gordyn het gelig en ek het begin bid. Daar is nie verniet 'n spreekwoord wat sê nooit leer bid nie. So Johan was 2 keer in die hospitaal. Die eerste keer toe ek hom ongevalle toe gevat het ons nog nie geweet wat dit was nie, net geweet iets groots is fout. Daardie aand was ek alleen by die huis en ek bid amper die heel aand sonder ophou. En deur die nag iewers onthou ek 'n vers en ek begin die Here redeneer oor hierdie vers. En dit was die baie bekende Johannes 15 vers 5 wat sê, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek bid dat ons sy lote wil wees wat goeie vrugte dra, maar ons kan nie as hy ons nie gesond hou nie. Ek besef toe natuurlik dadelik, ek is besig om te manipuleer en te onderhandel, en ek bid om vergifnis hiervoor, en ek bid om vergifnis vir so baie sondes, vir alles wat ek al gedoen het en nog gaan doen, dalk nie eers gedoen het nie. En interessant, so 2 dae voor hierdie gebeure, het ek 'n leesplan begin op my foon se Bybel toepassing. Toe ek die oggend die toepassing op my foon oopmaak, is die eerste vers wat ek moet lees, Johannes 15 vers 5. Ek het sommer in trane uitgebars. Dit was nie noodwendig 'n onmiddellike gevoel dat alles gaan oukei wees nie, eerder dat dit het net vir my bevestiging gegee dat God met my is. Hy het my gehoor, hy is daar. Ek was so oorweldig deur dit is onbeskryflik. Van daardie dag af kan ek nie beskryf hoe die Here engele oor ons pad gestuur het in hierdie tye en wat gevolg het nie. Ek wil dit kort hou, maar moet net eintlik dit sê tot eer van God se naam. Die dag toe Johan die eerste aand in die hospitaal was, sy foutlieflik die volgende oggend ontslaan, alhoewel die CT-scan se aanbeveling was dat hy moet gaan vir 'n MRI, het die dokter wat hom by ongevalle laat opneem het nie gedink is nodig nie.
toe ek Johan sien, na hy ontslaan is, kon ek sien, hy is nog baie deurmekaar en ek ry hom van die hospitaal af na sy huisdokter toe. Ons het nie 'n afspraak gehad nie, maar toe ons daar aankom, toe is daar niemand nie en hy kon Johan dadelik sien. So lang storie kort is hy gestuur na 'n neurochirurg toe en dit kon ons eers 'n afspraak 'n week later kry. Want en dan moes hy 'n afspraak vir 'n MRI doen en dit sou ook seker nog 'n week langer gevat het, maar Johan se oogspesialis het ons intussen gekontak want hy het so 'n week of 2 voor hierdie nou het hy ooginspuitings gehad. En omdat hy 'n spesialis is, kon hy ons sommer dadelik vir 'n MRI stuur. Dit was die eerste engel. Toe die MRI voltooi is daar en daar vasgestel dat hy beroerte gehad het, sou die ontvangsdame ons met die verslag in hand huis toe gestuur het om vir ons dokter te gee. Ek het toe gevra om met die radioloog te praat. Vroeër die dag het ek met iemand gepraat wat vir my gesê het, jy weet natuurlik jy kan aandring daarop om met die radioloog te praat. Ek sou dit nooit gevra het as ek nie met die persoon gepraat het nie. So het ek nou nie met haar gesels nie, maar met haar assistent. En sy sê toe, as dit haar man was, het sy hom dadelik laat opneem in die hospitaal, om nie eers terug te gaan dokter toe nie. So besluit ons dit toe nou, en dit is gesukkel om hom op te neem, sonder 'n verwysende dokter, maar 4 ure later, toe ons nou nog steeds sit en wag by opnames by die hospitaal, kom hierdie radioloog se assistent af op pad huis toe. Sy sien ons sit nog daar. En sy vra die personeel onmiddellik om die huisdokter te bel. Sy vat die foon by hulle en vertel vir hom dis dringend, hy moet by die hospitaal kom. 10 minute later toe staan die dokter langs ons. Sy was ook 'n engel. Johannes het diabetes, so hy het nou al so van 12 uur af niks geëet of gedrink en ek is al bekommerd, hy gaan dit nou nie meer langer kan uithou nie, so hier by 5:30 kant die aand was dit toe nou al, en op 'n stadium kyk ek net om van die ontvangstoonbank af en daar staan toe nou 'n verpleegster met 'n bord kos vir hom, sodat hy so lank kan eet, wat hy ook toe sommer gedoen het daar in die ontvangs by die hospitaal. Dit was ook 'n engel. As gevolg van hierdie COVID mag ek ook nou nie saam met hom in die sale toe ingaan nie, so ek moes met my deurmekaarige man net daar groet en omdraai en loop. Dit was absoluut akelig. Die volgende oggend vroeg, toe bel die radioloog se assistent my nou, dit eintlik niks met haar verder te doen wat met hom gebeur nie, sy het nou maar net die scan hanteer. Bel sy my om my te laat weet, sy was vroeg die oggend by hom om te gaan kyk hoe dit gaan, want sy het so deur die nag aan hom gedink. Sy het my gesê, hy het 'n goeie nag gehad, en dit gaan goed met hom, maar dat daar nog nie 'n spesialis by hom was nie, as ek dalk die bal in die rol wil sit. Ek glo die Here het verseker haar gebruik, wat in 'n posisie is om by die sale te kan ingaan, om my te laat weet wat aangaan. Ons moenie hierdie klein elke dag se goedjies miskyk, wat die Here se hand in is nie. Van daar af het Johan eintlik pypbehandeling ontvang. Hy was vir 'n week in die hospitaal, en daar het 'n hele klompie engele hierna ook oor ons pad gekom, wat ons familie so ondersteun het. My dogter was in Pretoria by haar vriend, toe al hierdie goed gebeur het, en hulle het toe nou die dag voor Johan opgeneem is gekom. So hulle twee het gebid. Hulle het hierdie gebruikelike oggendlofprysingsliedere, en hulle het dit omtrent gesing, en dit het nou gitaarklank ook bygekry, en ek dink, ons bure het seker gedink ek is besig met sanglesse hier by die huis, en alles was so uit volle bors uit. Hulle het hulle vriende en hulle het gebedsgroepe oral oor gemobiliseer om te bid. Hulle twee het my regop gehou as die vrees my pak, en skrif kom gee oor alles en oor elke ding waaroor ons twyfel en bang is. Die duiwel het nie hiervan gehou nie. Johannes toe ontslaan, en na 'n week wil hy toe sommer terug aan werk toe, en hy het, sy huisdokter was baie verbaas oor hoe goed dit met hom gaan, en dat hy so op die oog af so min oorgehou het van die beroerte. Toe Johan by die huis gekom het hy lê en slaap langs my, en dan het ek my hand op hom gelê en gebid, dat hy asseblief nie die COVID-virus moet kry nie, dat hy dit sal vryspring, omdat hy diabetes. Ek het letterlik 'n kokon om hom gebid, dat die Here hom sal beskerm teen enige siekte, sodat hy kans het om te herstel en sterk te word. Ek het ook gebid dat my familie dit nie moet kry nie, sodat hulle hom nie sal aansteek nie. Ek gaan so ver om te bid vir genesing,
en dat die skade wat die beroerte oorgelos het sal verbeter en dat Johan weer ten volle sal funksioneer. Wat ek op hierdie stadium nie besef het nie, was ek lê my hande op hom en ek was al daardie tyd self met die virus besmet. Ek het langs hom geslaap, berei sy kos voor, pak sy kosblikke. En toe ek nou positief getoets het, was ek teen die grond en was verseker dat ek hom aangesteek het. Ek het nie, en niemand in my gesin het siek geword nie. Prys die Here hiervoor. Hoekom ek siek geword het, weet ek nie. Al wat ek weet is die hele tyd in my kop het ek gedink Johan gaan te gou werk toe. Nou moes hy weer tuis bly in kwarantyne vir 2 weke. Dalk het die Here hom hier ook beskerm sodat hy sterker kan word, net soos ek gevra het. En hy het wonderlike vordering gemaak hier by die huis in daai 2 weke. Wat sy suiker aanbetref, hy het altyd 3 keer per dag so 10 eenhede insulien gespuit. Hy is nou af na 6 eenhede toe en steeds val sy suiker by tuis so bietjie te veel, so ons oorweeg eintlik om dit nog bietjie te verminder. Na die beroerte kon hy nie lees nie, maar hy lees nou al baie kort sinne en hy kan ook al boodskappe tik op sy foon, so dit word ook al beter. Hy bestuur nog nie en ons doen nou oefeninge vir konsentrasie en vir sy aandagspan en dit het ook al verbeter. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, daar kan goeie en slegte dinge gebeur en daar kan baie goed wat buite ons beheer is beheer, maar wat ek geleer het is dat die Here in al hierdie tye met ons is. Ek het geleer om my vrees te beheer en om my oë op die Here te rig, Bybel te lees, worship-liedjies te luister. Ek het geleer om te bid. Ek het hierdie goed altyd geweet in teorie. Ek het dit nou intens beleef. Dis wonderlik. Hou jou oë op die Here gerig in alle tye. Nie net sodat goeie dinge met jou kan gebeur nie, maar dat die Here sy gees in jou beweeg, sodat jy alsal kan hanteer, net soos hy dit self sou hanteer het. Ons gesin het geleer bid, ons het geleer woord soek, ons het geleer afhanklik wees, en om okay te wees met wat die Here bestem. Ons is eintlik kon opgewonde oor wat die lewe inhou, goed of sleg, want ons weet verseker na al hierdie dinge, die Here is met ons. So ek hoop hierdie getuienis beteken vir jou iets. Ek bid my getuienis val op vrugbare grond en dit ontkiem sodat almal met almal hulle getuienisse wil deel, sodat die Here se naam uitgebou en verheerlik kan word. Ekskuus, ek weet hierdie is 'n lang getuienis, maar ek wil julle los met die woorde van 'n liedjie wat vir my nogal baie beteken het in hierdie tyd. Die liedjie is The Blessing. Julle kan daarna gaan luister op YouTube. Die woorde gaan: The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. Dankie dat julle geluister het. Ons afkondigings vir oggend. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en na die erediens vir die teologiese studentekas. Dan herinner ons almal steeds aan ons fondsinsamelingsprojek. Julle kan gerus van hierdie vleis bestel. Ons vra maar ook dat julle hierdie advertensie steeds sal aanstuur na julle vriende en familie en dat ons kyk of ons op die manier ook 'n bietjie fondse kan insamel. Dan kan julle vir die volgende persone voorbidding doen. Pieter Jenis is in ICU in vereniging met die kliniek met hartprobleme en hy is ook baie benoud. Ons dink in die besonder aan hom. Ons is dankbaar om te sê dat tannie Janneke Schrap dat dit beter met haar gaan. Sy is nog in die rehabilitasiesentrum waar die fisio's met haar werk nadat sy haar been gebreek het, maar sy maak goeie vordering. Dan vra ons ook voorbidding vir almal met COVID-19, ook in die besonder almal wat ons ken, mense wat ook hulle werk verloor het of salarisverlagings gekry het en bekommerd is, en ook spesiaal vir almal wat alleen is. En dan kan julle ook steeds bid vir ons gryse jeug en vir al die mense wat daar woon en daar werk en ook vir in die besonder vir ons lidmate wat daar is.
En daarmee groet ons julle en ons wens vir julle 'n geseënde rustdag toe en 'n geseënde week en gaan gebruik julle woorde positief in ander mense se lewens.